'n sakkie droë bok om syne samosa, 'n serpen en 'n hoedjie met 'n rooi disa, 'n pakkie peanuts, biltong en 'n maskerdel. My kussentjie is oorgetrek met springbokvel. Mooi, kyk hierso, kyk hierdie pragtige beertjies. Ag, dis pragtig. Kyk daar agter. Ek wil sulke sê, ek dink vir my vrou sulke koop. Dis mooi, kyk hierdie huisies. Dis baie mooi. Ag, en kyk hierdie pragtige hondjies. En die goed is regtig bekostigbaar. Dis baie goedkoop. En is mooi. Kyk hierdie. Ek wil dit hê. Ek wil al hierdie goed hê. Dis so mooi. En kyk hier. Dis pragtig. Kyk hierdie haartjies. Dis mooi, dis mooi. Ek wil alles hê. Alles is so mooi. Ek kan nie regtig kies nie. So kyk hierdie mooi kruisie. Dis pragtig. Ek wil hê. Kyk hier, dis besonder. Die eerste keer dat ek so iets dis op sink gedoen. Dis pragtig. Ek gaan definitief vir my hierdie stelletjie koop. Dis lekker goedkoop. Ja, ek wil van dit ook hê. Kyk hier, dis 'n sinkbad wat 'n tafel geword het. Dis pragtig. Dis mooi. Ek wil so een hê. Kyk hierdie kas. Ek wil so een ook hê. Ek wil hierdie leerstel hê. Dis mooi. Ek wil so een hê. Oprah Winfrey het eendag gesê, alles wat jy nodig het om gelukkig te wees, het jy alreeds. Dis nogal vir my mooi. Ons is so baie goed hê. Alles wat ons sien is vir ons mooi. Ons wil koop en onsself so in die skuld ompak. Weet jy, dis nie regtig nodig nie. Jy's klaar gelukkig, jy moet dit net raak sien. Ons kom vanaand by die 6ste byeenkoms, die 6ste keer wat ons, en nou die laaste keer wat ons met mekaar gaan saam wees. Saam is ons beter. En dit gaan vanaand oor, en in hierdie week oor aanbidding. Hoe die Here te aanbid. Weet jy, mens kan ook die Here aanbid met jou geld en jou goed, met jou tiende, met dit wat 'n mens gee. Dis 'n groot toets vir jou geloofslewe, om te leef met dit wat die Here vir jou gegee het. Die 10de gebod gaan daaroor, tevrede te wees met die goed wat jy het en nie iemand anders se goed te wil hê, of altyd meer en meer goed te wil hê. Dis ironies as 'n mens daaraan dink, dat 'n mens geld leen wat jy nie het nie, om goed te koop wat jy nie nodig het nie, sodat jy mense kan beïndruk wat jy nie ken nie. Dis ironies. Kom ons gaan kyk in ons boeke. Ons is op bladsy 219 om God saam te aanbid, om ook saam met mekaar te kan gee. 6 praktiese redes waarom ons moet gee. Wanneer ons gee, word ons meer soos God. Hoekom? Want God is 'n God wat gee. Alles wat ons het, kom van die Here af. God gee. God het die wêreld so lief gehad dat hy gegee het. Johannes 3 vers 16, die eerste gedeelte. En wanneer ons gee, kom ons nader aan die Here. Want nou begin ons al hoe meer en meer die hart van die Here ontdek. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Matteus 6 vers 21. Dit wat jy met jou goed en geld doen, wys waar jou hart is. Waar lê jou hart? Waarin belê jy? Hier op aarde of in die hemel? Wanneer ons gee, kry ons die teenmiddel vir materialisme. Ek wil vir julle sê, en ek stel voor in die tou, is van my die meeste waar, dat materialisme 'n baie belangrike rol in ons lewens speel as ons dink. In 'n groot mate draai ons geluk om die goed wat ons kry.
Baie keer sê mense vir jou, hulle is gelukkig, hulle straal van geluk. Hoekom? Want ek het een of ander klomp geld gekry, ek het geërf of daar iets uitgekom, miskien het die belastinge 'n klomp geld terugbetaal. As mense, as dit sleg gaan met mense, as hulle vir jou sê, dit gaan nie goed nie, as hulle aflyk, as dit baie keer as gevolg van geld. Geld behoort nie so 'n groot rol in 'n mens se lewe te speel, en 'n groot rol in jou geluk te speel nie. Daarom staan dan in 1 Timoteus 6 vers 17 tot 19, die wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie. Hulle moet nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam, sodat hulle die ware lewe sal kry. Hoor jy wat staan nie? Geld koop nie geluk. Geluk lê in gee. Die Here seën vir jou met dit wat jy het, sodat jy dit met ander kan deel. Van die begin af was dit in die Bybel so. God het vir Abraham gesê, ek seën jou, sodat jy as 'n seën kan wees, of tot seën kan wees vir ander mense. Die Here het vir jou geld en talente en goed en tyd en gesondheid gegee, sodat jy daai goed in sy diens kan lewer, kan gee. Jy dien die Here ook met jou geld. Wanneer ons gee, word ons geloof versterk. En dit is moeilik, baie keer baie moeilik om te gee. Veral as ek nie het, veral as daar ander probleme is, veral as daar ander goed is waarvoor ek moet gee, dan is dit moeilik om te gee. En daarom staan dan Malagi 3 vers 10, baie mooi, baie belangrik. Bring die volle 10de na die voorraadkamer toe, toets my hierin, sê die Here die Almagtige. Toets my, of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak, en vir julle seën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. Dis 'n toets vir jou geloof, wanneer jy gee. Maar ek weet, dat baie van julle ook in julle selgroep sal kan getuig daarvan, die oomblik toe jy begin gee, en is asof jy die Here daarmee